1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Jakob se wonderlike droom. Lank gelede was daar 'n jong man met die naam Jakob. Hy was die seun van Isak en die kleinseun van Abraham. Jakob het 'n moeilike tyd in sy lewe gehad en moes van sy huis af weghardloop. Sy ouer broer Esau was baie kwaad vir hom. En Jakob het geweet hy moet vir 'n rukkie weggaan tot sy broer nie meer so kwaad is nie. Jakob het 'n lang pad voor hom gehad. Hy moes heelpad na sy oom Laban toe reis, wat baie ver weg gewoon het in 'n plek met die naam Haran. Dit was 'n reis van baie dae, langer as wat dit vir 'n motor vat om van een kant van ons land na die ander kant te ry. Die son het begin sak na 'n lang dag se stap. Jakob was moeg, alleen en seker 'n bietjie bang ook. Hy het nog nooit voorheen so ver van die huis af gereis nie. Kan jy dink hoe dit voel om alleen in 'n vreemde plek te wees as die son begin sak? Jakob het besluit om daar te slaap waar hy was. Die plek was vol klippe en hy het een van die klippe gevat om as 'n kussentjie te gebruik. Dit was nie 'n sagte veerebed soos joune nie, maar Jakob was so moeg dat hy nie omgegee het nie. Daardie nag het Jakob 'n merkwaardige droom gehad. In sy droom het hy 'n pragtige leer gesien wat van die aarde af tot by die hemel gestrek het. Die leer was so hoog dat die bopunt tot in die wolke verdwyn het. En op hierdie leer het hy engele gesien wat op en af beweeg, amper soos mense op 'n roltrap in 'n winkelsentrum. Maar dit was nie al nie. Bo aan die leer het hy die Here self gesien. God het met Jakob begin praat en vir hom 'n wonderlike belofte gemaak. Ek is die Here, die God van jou oupa Abraham en jou pa Isak. Die grond waarop jy lê, sal ek aan jou en jou kinders gee. Jou familie sal so groot word soos die stof van die aarde. Hulle sal oral versprei, na die ooste en die weste, na die noorde en die suide. En deur jou en jou familie sal ek al die mense op die aarde seën. God het nog meer beloof. Ek is by jou. Ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou weer terugbring na hierdie land toe. Ek sal jou nie alleen los nie. Ek sal al my beloftes aan jou hou. Toe Jakob wakker word, was hy verstom. Sy hart het vinnig geklop van opgewondenheid. Die Here is regtig hier by my, het hy saggies gesê. En ek het dit nie eers besef nie. Hierdie is 'n baie spesiale plek. Dit is die huis van God, die poort na die hemel. Die volgende oggend het Jakob vroeg opgestaan. Hy het die klip wat hy as kopkussing gebruik het, regop gesit as 'n spesiale merker. Hy het olie daarop gegooi om die plek te wy aan God. Hy het die plek Bet-El genoem, wat beteken huis van God. Jakob het 'n belofte aan God gemaak. As U by my bly en my beskerm op hierdie reis, as U my kos gee om te eet en klere om aan te trek, en as U my veilig laat terugkom na my pa se huis toe, dan sal U my God wees. En van alles wat U my gee, sal ek 'n 10de deel teruggee aan U. Met nuwe moed het Jakob sy reis voortgesit. Hy was nie meer bang nie, want hy het geweet God is by hom. God sou hom nie alleen los nie. Hierdie pragtige storie leer ons dat God altyd by ons is, selfs wanneer ons alleen voel. Net soos Jakob kan ons ook God se teenwoordigheid ervaar op plekke waar ons dit die minste verwag. God is nie net in die kerk nie. Hy is oral waar ons gaan. Dit leer ons ook dat God se beloftes waar is. Net soos hy sy belofte aan Jakob gehou het, so hou hy ook sy belofte aan ons. Hy beloof om by ons te wees en ons te beskerm. Soms, as ons bang of alleen voel, dink ons dalk God is ver weg. Maar Jakob se droom wys vir ons dat die hemel en die aarde nie so ver van mekaar af is nie.
God stuur sy engele om oor ons te waak en hy self is altyd naby ons. So terwyl jy nou rustig raak, kan jy dink aan Jakob se leer en die engele wat op en af beweeg. Onthou dat God ook by jou is, net soos hy by Jakob was. Hy waak oor jou terwyl jy slaap en stuur sy engele om jou te beskerm. Fluit, fluit, my storie is uit.